afkondigings is dan na diens. Gemeente, ons gaan God verheerlik. Terwyl ons bly sit, sing ons lied 231, Heilig, 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 Here, U is heilig sonder werk. Kom ons sing dan hierdie lied, dit is lied 231, en ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Eers 'n gebed, sing gemeente. Ons wil o Heer, Psalm 48 vers 4 eers en dan vers 5. Ons wil o Heer redding skenk, aan al U goedheid bly gedenk as ons tesame is in U woning. Net soos U naam is groot koning, so is U glans verskyn. Kom ons staan en dan sing ons 48, 4 en 5 tot lof van die Here.
gekruisig is, gesterf en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Die derde dag opgestaan en die dood opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die ewiges en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ek glo in die opstanding van die liggaam, ek glo aan die ewige lewe. Liewe gemeente, mens hoor die wet van die Here so baie. Dit kos werklik waar selfdissipline om regtig te hoor wat hy sê. Ons beklemtoon dit maar by ons elke keer dat die Here in sy gebod wat hy aankondig eers te sê hoe hy sy volk bevry het. Ou Testament, nou nadat ons bely het van ons verlossing in Christus, lees ons dit van die verlossing les in die Nuwe Testament. Die Here sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het.
gunsgenoot, die uitverkorenes, die skape van die kudde, die lote ingeplant in die wingerdstok u seun. En so, as u kinders, weet ons is veilig. Weet ons dat hoe groot die aanklag ook al mag wees, en ons het die aanklag gehoor elke keer as ons die Bybel lees, elke gebod lees. Ons is veilig, beskud deur U. Ons sal nie sneeuw, ons struikel baie. Maar U, Here, bewaar die kinders. Ons dankie dat ons die wet kon luister sonder om weg te vlug. Ja, ons is skaam oor ons lewe en ons ontrou, al in ons gedagtes, in ons woorde, in ons dade. Ons weet, Here, ons oortree, maar ons beroep ons op die versoening wat U self bewerk deur die Seun te stuur. En ons wil vanoggend dat U deur U woord ons sal lei, Here, om werklik goed te kan hoor, om wanneer ons wat Bybel sê, maar die Here sê tog so, om die weg te loop wat ons Here Jesus geloop het toe hy aangeval is deur die duiwel, om elke keer te sê, maar daar staan geskrywe, dat ons om dit te kan doen, Here, veral as ons sekerheid onder ons uitgeklop word. Ons dankie vir die woord en die troos in die woord. Ons dankie vir die versekering dat ons al reeds by die wet gekry het, dat U ons verlos het en dat U as die kinders, ons aanspreek en oproep tot gehoorsaamheid. Ons kom vanmôre om in te tree vir een van ons dierbares, met wie dit nie goed gaan. Ons bid vir Abida Steeneman. Here, ons verlang U vir haar en vir Rolf en vir die kinders en vir die kleinkinders. Ons bid, Here, dat
Seën ons in hierdie oomblik saam, Vader, in Jesus ontwil. Amen. Gemeente, ons lees uit 1 Johannes, hoofstuk 5. Ons lees van vers 1 af. Sê maar vir die mense, nie almal skakel in video nie, maar audio, ons sien hulle nie. 1 Johannes, hoofstuk 5. En 1 Johannes is nou nie die evangelie volgens Johannes nie. Dit is van sy 3 briewe, kort voor, ek sê eentjie voor Openbaring. 1 Johannes, hoofstuk 5, en ons lees van vers 1 tot by vers 30. Eerste Johannes 5, vers 1. Elkeen wat glo dat Jezus die Christus is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief, wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Liefde vir God bestaan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jezus die Seun van God is? Die een wat deur die water van sy dood met bloed na sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die Vader en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus 3 wat getuie: die Gees, die Vader en die bloed. En die 3 getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God? Want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy sin. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee. Die lewe is deur sy Seun. Die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het ook nie die lewe nie. En dan, gemeente, hierdie vers staan en baie op sy eie, sluit Johannes is naby aan die einde van die brief uit af, die doel van sy skrywe, wat eintlik 'n preek was te gee. Hy sê, hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Ons gee dan net nou die kennisgeleentheid, weet van julle verduidelik word. Lieve gemeente, ons neem vers 11 as teksvers. Dit is 'n groot versoek om eintlik vers 13 wat in die hand van ewige lewe, maar hy sê baie nou ook aan by die volgende gedeelte. En dan sou ons dit ook moet bybring. Maar vers 11 en die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee. En die lewe is deur sy Seun. Nou, geliefde gelowige, dit is
die Christus. Hy is die een wat God gestuur het. Wat met ander woorde van ewigheid by God is, en hy noem hom ook net in daai gedeelte die Seun van God, soos wat hy bekend staan voordat hy mens geword het. Daardie mens wat gebore is uit Maria, daardie Jesus, hy is die Christus. Anders gesê, want Christus weet nie beteken om gesalf te word. Hy is die een wat nadat Johannes die Doper hom gedoop het, hy die hemel uit gedoop is met die Heilige Gees. God het die Heilige Gees op hom laat afkom daar. Hy is die gesalfde. As ek in hom so glo, as ek werklik glo hy is die een wat God gestuur het, kan ek weet dat ek uit God gebore is. Met ander woorde, dan weet ek is wederbaar. Ons het gesê, as God jou uitverkies in die vorige preek, as God op jou dus om so oor jou ontferm, uit alle sondaar mense wat eintlik almal verloor moes gaan, en God kom en hy kies jou uit, sal hy jou ook wederbaar. Sy seun vir jou wat sterf en sy Heilige Gees in jou instuur, jou dus gesalfde maak, 'n Christen, wil ek so eintlik sê, Christus gesalfde, 'n Christen. Hy sal dit ook doen, hy sal jou laat gebore word. As ek dus glo dat Jesus die Christus is, kan ek seker wees dat ek uit God gebore is. Die Vader my wederbaar het. Almal van ons wat hier sit, vanmôre, dit kan ek met sekerheid sê, almal wat hier sit, is die eerste keer gebore uit 'n ma. Mag die Here gee dat almal wat hier sit ook, die tweede keer gebore is, uit God gebore is. En as ek dus weet, as ek sekerheid het, dat Jesus, as ek glo dat Jesus die Christus is, dan mag ek ook weet van my tweede geboorte, van my oorgebore word deur die Vader, as daar so 'n woord sou wees. Maar dis dan die eerste punt, my broeder en suster, dat ek weet, dat ek glo, dat Jesus die Christus is.
sonde het nie ontvang die doop van vergifnis van sonde. Die doop van bekering. Hy wat geen bekering nodig gehad. Hoekom? Want hier kom hy en hy pik onder die mensdom se sonde in. Onder die wat die Vader aan hom gegee het. Hy pik onder hulle sonde in en neem dit op hom. Daar by die begin van sy werk, daar neem hy die sonde op hom van mense. Nou word hy tot sondaar gemaak, tot misdadiger. As jy hom sien tot 'n spotkoning, as jy hom sien wanneer hy gekruisig word en hulle maak, sit vir hom 'n doringkroon op en hy is bespoeg en bebloed en hulle slaan hom met 'n riet en stok en goed. Net daar sien jy hom soos wat hy tot misdadiger gemaak word. Hy laat hom tot misdadiger maak. Nou hoor mooi. Dit is die een getuie wat nou hier gespraak is. Dit is nou amper soos getuienis wat op 'n misdaad toneel lê. Dit is nou nie misdaad nie, maar daai ding lê daar, maar kyk as jy nou kyk, dan weet jy, hierdie ou praat nie die waarheid nie, maar kyk wat lê daar. Dit nou, dis so, daai is 'n positiewe getuienis. Dit wat daar gebeur het, praat en moet met ons praat. Maar vir ons, dit by mekaar kry. Dat is natuurlik ook 'n tweede getuienis, né? Hy sê, hy Jesus Christus is die een wat deur water en bloed, en deur die bloed ook, en in die einde ook, die water en die bloed. Maar ek gaan nou nie daarin nie, maar dat is het waar hier wat allerlei dinge gebeur het, oor Christus wat op Jesus neergedaal het, toe hy gedoop is, en net voor die kruisiging toe hy weer weggegaan, en toe is net die mens wat gekruisig word. Ek gaan nou nie oor daai wale hanteer nie. Maar hier gaan we daaroor dat ook die bloed is 'n getuige. Wat is bloed nou? Dis baie duidelik die bloed wat ons het, is gestorwe deur die kruis. Ja, as ons 'n bloedteologie het nie, maar die bloed deel die lewe, dat hy sy lewe, hy wat geen sonde gehad het nie, wat onder ons sonde ingeloop het, word nou soos 'n misdadiger gestraf. Wat doen God? Hy verlaat hom. Hy verstoot hom. Hy hang daar, die mense verstoot hom en die God verstoot hom. Hy hang daar tussen hemel en aarde. Hy skenk sy lewe vir mense. Dis die twee getuies. En die aarde wat bewe, dit word stik donker. Jy sien die oordeel in jou oë. En dan die graf, die bewys van die dood, aan die opstaan. Punt is, begin van sy bediening, en daar waar hy sy bediening voltooi. Dit word nie, dis die twee getuies waarna jy moet kyk. Dis, broer en suster, die water, plus dan die bloed, dit gee vir jou. Jesus is die een wat God gestuur het, en hy het sy opdrag volledig afgehandel. Twee getuies wat met jou moet praat. Twee getuies wat jy voortdurend die detail moet hoor.
hy die een is, daai getuienis sal daar plaas. Wat ons jong mense sê vir my, hoor nie, daar is nou baie tussen my maatjies wat sê, hulle glo glad nie, hulle is ateïste of nie-nihiliste, hulle sê ons weet nie of God kan bestaan nie, sê nie ja, ons sê nie nee, anders sê man God bestaan nie, die wetenskap bewys dit. Die kinders is blaatant blootgestel, wat daar goed is. Dan moet my kind kan getuig. En dan moet my kind nie sê, ja, jy sê nou so, maar die moslimkind sê dit, en die hindoekind van dat sê, dan moet die kind sê, ja, nee, as jy dit op so vlak wil stel, is het so, elkeen sy getuienis staan daar. Maar ek weet, objectief, en dat die Heilige Gees dit gebring het tot in my. Ek weet subjectief, omdat ek het met my arms omhels en ek weet is die waarheid. Dis die oproep tot jou geliefde. En laat ek dit vir die kinders ook sê. Jy moet dit aanvaar. En laat ek vir ons kategete ook sê. Ons moet nie maak asof ons vir kleine Olympiese kategorisasie gee. Dis vir ons kinders hier. Maar dit beteken ook nie, hulle is uitverkoor is nog, dit beteken ook nie dat hulle reeds glo nie. Ja, die kind moet gelei word om geleidelik tot die raad te kom dat hy kennis uit of sy kennis het en dit in geloof aanvaar en eiendom. Laat jou gebede spesifiek wees vir jou kinders en vir jou klein kinders en vir vriende wat jy weet wat twyfel. Jou wederhelp. Dis duidelik broer en suster. Ons moet baie versigtig wees dat ons nie ons sekerheid op 'n verkeerde plek probeer soek. Nie ergens probeer indelf in die verborgenheid om te weet nie. Ek kan my baie vasloop as ek vir my goeie werke dit wil doen. Sekerheid sê ons is vind in wat God gedoen het. Sekerheid is in God se Christus. Met ander woorde die een wat God gesalf het. Ek moet na die drie getuies luister. Water en die bloed en die Gees. Broeder en suster, wat nou van my werke? Ons sê dadelijk, ek kan nie uit jou werke uit sekerheid nie. Want ons werke val aan mekaar, ons werke is nog met sonde besmet. Maar het sê nie my werke is nie hier te sake. Ek lees vir u weer vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het ook almal lief wat uit hom gebore is. Jy sien, daar vind 'n verandering plaas. Hier gaan dit nou oor liefde vir medegelowiges. Maar mense ook kan praat van 'n besondere liefde vir ongelowiges om hulle tot redding te bring of ander dinge. Maar die punt hier is, man, as jy uit God gebore is, sal jou lewe nie meer dieselfde wees. Dit kan nie. So wat doen jy as jy in sonde maar net bly voortlewe? Daar's nie dankbaarheid nie, daar's nie lofprys vir die Here nie, jy's nie toegewy aan die Here nie. Jy gaan greep onder jou sekerheid. Jy breek in die fundamente. Jou eie sekerheid begin wankel. Aan die ander kant, as ek dan sien, regtig daar's by my 'n drang om die Here te dien. As daar by my berou is oor my sonde en ek voel die drang om dit te sê. As ek vanmôre saam met ons gebid het in hierdie die openbare gebed en gevra, Here vergewe ons. Nou, daai drang om ons lippe skoon te hê, is 'n teken en dit dra ook by tot my seker. Vriendes, die hoor die boodskap nie waar. Boodskap van die Here van ons goed. Gelowiges wat twyfel, mense wat twyfel, wat graag sekerheid wil hê, moenie op ons streef daarin. Daar sal jy wel sê dit baie wil hê. Ek wil dit toch aanhaal. Sê hulle wat
Ons dank U, Vader, so duidelik uit U woord. Duidelike getuienis. En hulle getuienis staan so vas. Twee eintlik stille getuienis wat ons kan sien, met ons oë deur die evangelies kan sien hoe dat ons Here gedoop word. En U uit die hemel met hom praat. En dan die kruis, die bloed, die graf, die opstanding. Duidelike getuienis. Maar Here, niks sal geglo word as U Gees in ons binneste indra. Doen dit aan ons Here. En ons bid dit saam as gemeente vir elkeen wat twyfel. Elkeen wat nou saam bid, maar elkeen wat ook gaan saam aanbid oor die internet, dalk in hierdie week of weke wat mag kom. Bid ons vir die wonderlike sekerheid, die geloofsrus, die gewetensrus, wonderlike sekerheid dat ek die ware lewe ontvang, sodat my lofprysing sal wees tot 'n God wat ek lief het en wat weet my lief het. En Here, dat ek ook met blydskap mag verkondig, hulle wat U nog nie ken. Dat dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ons gaan dan antwoord, Psalm 73, digter wat ernstig getwyfel het, omdat dit vir hom gelyk het, dit gaan net goed met slegte mense wat die Here nie dien nie. En hy het baie ernstig getwyfel gehad, lees Psalm 73 self deur. Dan kom ons in vers 10, dan sê hy, nogtans sal ek altyd by U bly, niks sal my van U liefde skei. U wat my regterhand gevat het, verweer van harte liefgehad. Psalm 73, vers 10 en 11, na liefde gehad.
gewone tyd plaasvind. Die Bybelstudiegroepe vergaderings, die Bybelstudie, al nou nie die weet nie, ons het dit gesê. Gemeente dan word geroep as broeders en susters as diakens, Gerrit Kreer, Eddie Jocelyn, Louis Skeepers, Karen Moelman, Annie Koester, Ansie Oosthuizen en Liesel Lindeboom. Dan sê ons maar net weer, daar is nog Bybels, mense wat belangstel om dit te neem, Engelse Bybel met Engelse Katekismus, wat ek aanknopingspunt gee as jy daar op evangelie, dan sê nou maar iemand by die woon, ek wacht al so iemand die Bybel wil gee, dat is altijd baie dankbaar daaroor, maar jy sou dan ook vir die Katekismus help, definitief die mense om op die oorsig te kry in die Bybel, so die van die wat dit wil neem, as jy geld nie wil skenk ook daarvoor, dan kan ons nog Bybels koop, maar as jy nou nie het nie, is nie nodig nie, kan dan net vat. En dan, gemeente, moet ons daarom hartelijk vir ek sê, dan die Ethel Pixeer, wat eerstkomende dinsdag, waar 89ste verjaarsdag vier. Ons bid die seën van die Here toe vir haar nuwe lewensjaar. Dan die Ethel ken baie van ons baie goed, maar sy kan nie meer kerk toe kom nie. Maar verstand is nog helder, die liggaam is nie meer so sterk nie. En sy kan nog baie lekker gesels. Ek moet altyd seker maak dat ek my tyd mooi beperk, want as ons eers in die praat raak, dan gesels ons baie lekker. En baie lekker om daar te kuier. En van die Ethel in die afwesigheid, dat die sal dit ook so oordra. Dank die Here vir die voorbeeld wat vir ons is in die geloof en ook in die midde van die beproeving wat jy ervaar. Raad asseblief ons stille wens en die oor selfs van jou werk. Ek kom DV. Gemeente, dit bring my ook by die feit, ek het van dinsdag af uitstedig met theologiese werk wat ek ons van die samen van die professore en literatore besin oor wat staan ons as gemeente kerke te doen nou. Ons dinge met die universiteite baie verander en ons gaan dus saam met die klomp van hulle besin en kyk wat koers kan die mense inslaan, nie dat ons een besluit neem om besluite gaan neem nie, maar net wat aanbevelings sal doen. Dan die gemeente volgende sondagoggend, na die erediens het jy nog geleentheid om die vraag te vraag. Kerk had het gesê, dit is recht, maar dan preek die dominee net die hele tyd die kant toe, niemand kan een vraag vraag nie. En dat is moeilike dinge, wat die mens oor jou verkiesing kan vraag. So volgende sondag sal ons DV geleentheid gee as jy vraag wil vraag. Ek sê nie, sal altyd so vanaf die antwoord kan gee, maar ons sal graag wil probeer. As jy wil, kan jy nog die vraag van my stuur, van my e-pos, of dit vir Nieke stuur. Nieke denk ek van iewers in die BB terug, en sy sal het vir hulle kry. So enige van die vraag wat jy wil vraag, kan jy maar op skrif sit, of die dag as jy moet het, hier voor allemaal vraag. En ek sal baie van ons sê, ek weet nie as ek nie weet nie, maar ons vertrouw daarom dat ons van die vraag sal verantwoord. Dan wil ek net weer sê, gemeente, hartelijke woord van dank teenoor Gerrit Koekemoer en Jan Oosthuizen wat ons die nieuwe installering gedoen het. Ek het nou gesien die dataprojekte wys nou die volle skerm, ek hoef dus nou nie meer soke reuse fonds te gebruik nie, maar dit was 'n baie groot werk. Ek moes gister self 'n bietjie inspring en opklim, en ek dink ek ons die ligte in gesit het, daarbo het, toen ons nog daai ligte gebruik het, was het 'n moeilike storie om daarbo uit te kom. Dink ek ook aan wat Chibus Oelstra by kerkraadsvergadering gesê het, toe ek sê, dit is so moeilik om daarbo uit te kom. Toe sê, ja, Dominee, ons almal worstel om daarbo uit te kom. So, dit was nie helemaal my bedoeling. Maar as ek hierdie is geïnstalleer en ek kan sien die baie denken sê van hierdie werk, dat daar hier en daar op die stof gelet, aan hierdie kant van ons om verskoning, as jy wil kan jy maar daar die rekening van ons stuur, as jy wil daar nie so mooi skoning. En jammer van al die installaties dat ons was 'n bietjie moeg gestraal al op gistermiddag, so die installaties is nog hier. Maar baie dankie Gerard, ek sien weer as die hierdie man is waar bezig met Gerard, baie dankie. Kan ek net hoor, is dit voor uitgesaai? Ons wil dit dan net sê, gemeente, ons het oorgestap na 'n nuwe verskaffer toe, want dit lyk vir ons as SARS sondagoggende altyd goed oorlaai, maar dit ons nie regtig sterk internet. Dit is oorgeskakel en